Luisteraar, ons gesels vanaand met jou verder uit die bergrede. Ons het die vorige keer het ons nou gesels oor die sout van die aarde, die lig vir die wêreld en gepraat van lig. Paul, baie welkom. Ja, Henning, dankie. En luisteraars, baie dankie. Dit is lekker om weer hier te wees. Kom ons gesels lekker saam. So ons is by die gedeelte wat praat oor die vervulling van die wet. So luisteraar, jy maak jou Bybel oop by Matteus hoofstuk 5. As dit nou die eerste keer is wat jy hier op praat saam weer, tyd om te praat saam met ons gesels, dan ons is besig met die bergrede Matteus 5 en ons gesels so deur die teks. Die gedagte is nie om te veel akademies te wees nie, maar regtig lekker prakties te gesels. En so jy sal nou sien, ons het met ander woorde klaar gepraat oor die seënbedes en verlede week het ons gepraat oor die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld en nou is ons by die vers 17, die vervulling van die wet en ook eintlik 'n praktiese gedeelte daarvan van vers 21 af, die versoening. Ons gaan beide hierdie hanteer want dit pas so lekker by mekaar, maar Paul, net eers vir konteks, want dit is tog belangrik as ons deur die Bybel gesels. Dis nie 'n boek wat 'n mens kan optel en 'n versie lees en dan alles verstaan wat daar staan. Jy moet mooi verstaan wat in watter konteks, wat is die gebeure rondom dit, voor dit, na dit. Kom ons gesels eers oor die konteks van hierdie gedeelte, sodat dit die betekenis, so die agtergrond daarvan is natuurlik dan nou die seënbedes. Ja, die seënbedes wat alles heenwys na die genade wat ons in Christus ontvang. Ek dink in 'n sekere sin moet mens ook, as mens nou kyk in daai heel eerste vers, wat sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en profete ongeldig te maak nie, ek het gekom om hulle volle betekenis te laat kry. Nou daardie woord word baie keer in die evangelies en later in Paulus se briewe ook gebruik. Dis 'n Griekse woord plero, wat dan spesifiek verwys na dit het tot vervulling gekom. Met ander woorde, baie keer word die profetiese dele aangehaal en gesê, so het dit tot vervulling gekom in Christus, nee. So, as mens nou hierso praat ook, as Jesus sê dit het tot vervulling gekom, dan sien ons in 'n groot mate dat die wet het tot vervulling gekom in hom. Hy het die volle wet nagekom soos wat ons dit veronderstel is om na te kom. So as 'n mens nou hierdie, ek dink nou gou net weer vir jouself die prentjie in, Jesus staan nie op die berg, hy is besig om sy disippels, die wat hy al geroep het, sit hier naby hom, maar dan al hierdie ander snaakse mense, snaaks bedoel nou half uitwasse in die samelewing, die armes en die siekes en die weggegooides en die wat eintlik ontnigter is met die kerk, die skrifgeleerdes. Dis hierdie mense wat voor hom sit en nou praat hy soos 'n profeet. So hy gebruik, as hy hierdie woord dan gebruik, dan sou hy tipies sê, dit wat 'n profeet sê, dit het gaan in vervulling kom, of dit het in vervulling gekom, so hulle moet hom sien en hy tree op soos 'n profeet, hy gaan duidelik maak wat die evangelie beteken, en dan nog iets is, dat hy gaan regstel, en sien hier in die bergrede, hy is eintlik besig met, of die regstel van verkeerde begrippe oor God, verkeerde begrippe oor seën. Dit het ons nou gesien in daai eerste 10 verse, waar hy eintlik mense gedagtes oor wie geseënd is met totaal kom omdop. Is nie die rykes en die gesondes nie, ou moet eintlik moet hulle wil doen wat reg is voor die Here swaar kry. En dan sê hy, daarin lê nie, julle sal die koninkryk van jou. So hy kom dop dit om. En nou gaan hy voort hier deur die bergrede om hierdie verkeerde begrippe reg te stel. Ja. En dan as mens nou dink, jy het nog mooi gesê die profeet, dan kom hy ook as 'n koning, as mens nou dink aan al die profetiese redes, hoe dit geprofeteer word dat die koning, die ware Messias gaan kom, die koning gaan kom. En soos ons ook nou in die vorige saam gepraat het ons gesê, dat hy is hierso besig om sy koninkryk te stig, die wet van sy koninkryk te laat seëvier. So, want aan hulle sal die koninkryk van die hemel behoort, so reguit dat hy sê, ja. Dis reg, so hierin sien ons dat ons is hier besig met die koninkryk van Christus, hy is die koning, en hy wil vir ons leer hoe dit lyk om 'n koninkryksburger te wees. So, dis die dinge hoe ons dan nou ook deel word van hom, deel word van sy koninkryk. Luisteraar, so, miskien is dit ook goed vir 'n program soos hierdie, tyd om te praat, om hierdie perspektief te hê, want mens sien byvoorbeeld dieselfde patroon amper in Paulus se skrywe baie keer met gemeentes, en spesifiek in 1 Korintiërs, 1 en 2 Korintiërs, waar hy verkeerde begrippe, verkeerde verstaan van God se godheid, van wie hy is, en van kerk wees, en van
juist die plek van die wet en die plek van Christus en verlossing om dit reg te stel. Want natuurlik uit ons sondige natuur wil ons hierdie goed vir onsself toeëien. En ons gaan nou hoor in hierdie gedeelte hoe hy eintlik die fariseërs dan maar baie keer juis in die bergrede aanvat oor 'n verkeerde begrip en hy help die mense om te sê nee, dis nie soos wat julle gedink het nie. Dink bietjie nuut, dink vars en eintlik dink groter. So hierdie regstelling veral rondom die wet. En ek wil daarbey aansluit, so as jy die verloop van die bergrede dan vat, dan praat hy deur die seënbede is eintlik dis die praktyk van wat die wet bedoel het. Die veronderstelling van die wet was dat dit mense sal bring wat afhanklik is, as jy nou kyk vers 3. Dat dit mense is wat as hulle treur gaan weet waar hulle troos is. En treur oor hulle sonde ook. Dat dit mense is wat sagmoedig is, mense wat honger na wat reg is. Vers 7, mense wat weet wat barmhartigheid is en dit wys vir ander. Dit was die bedoeling nog altyd van die wet. Die wet was nooit gewees om hierdie koue kliniese ding te wees wat jou net slat heeltyd nie. Alhoewel dit 'n groot deel van die wet is tog 'n tugmeester, net om jou terug te bring, om te sê, luister, kom terug na my toe. Maar die bedoeling was 'n praktiese uitleef. So, Jesus is klaar hier besig, en so kyk jy verloop, en dan sê hy, julle is sout en lig. So julle het 'n groter werk as wat julle dink, julle het 'n verantwoordelikheid, om hierdie manier van lewe, 'n dieper verstaan van die wet te leef, en dan kom hy en sê, goed nou, kom ons praat nou, oor die wet spesifiek. Want selfs die fariseërs in Jesus se optrede ook het hulle heeltyd die wet teen sy kop gegooi, asof hy nie die wet verstaan nie. So, eintlik as mens daaraan dink is so belaglik, en dat hulle nie kon sien dat hy eintlik die wet kom beliggaam, nee, verpersoonlik, hy lewe die bedoeling van die wet daar voor hulle. So dis die agtergrond en die konteks vir hierdie gedeelte. Miskien kan mens net dit ook vra, Paulus, kom ons lees eers van vers 17. Ek gaan dit vir ons lees en dan vra ons, wat is die wet? So hoekom plaas Jesus so baie fokus, jy spesifiek hier in die begin van sy preek op die wet? Ek lees vir ons daar vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat is die wet? Ja, ek dink so, dit is nogal belangrik, né? Hoe kom ons in die koninkryk? En dan is dit belangrik om te besef, ons kom nie in die koninkryk deur die wet te onderhou nie. Ja. Nee. Dit is nie die bedoeling nie. Jesus sê jy is om jy, dat hy die wet in ons plek volkome nagekom. Paul, jy moet weer sê wat jy nou gesê het, want ek dink nie ons verstaan wat dit beteken nie. Dis reg, ja. So, ek sê dit weer. Asseblief. Ek sê, ons kry nie ons word nie deel van die koninkryk van God, omdat ons die wet nakom nie. Ons word deel van die koninkryk van God, omdat Christus in ons plek die wet volkome nagekom het. Luister, ek wil net nog hier stop, want hierdie is vir my so belangrik. Met ander woorde, want baie keer in gesprekke, sê vir iemand, vrou, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Hoe gaan dit met jou verhouding met God? En sê mense, nee, ek probeer reg lewe. Ek doen dit wat reg is. En ek lees my Bybel. En ek bedoel, dis nou maar 'n ander taal om te sê, nee, ek probeer doen wat die wet sê. Dis ons eerste antwoord. Nee, dis regtig, as so ek probeer, alhoewel ons hoor hierdie, en ons sê, dis alles net genade. Maar in ons doen, en in ons praktyk, probeer ons nog steeds, deur die wet te onderhou, verlossing kry. Ja, ons probeer wys dat ons waardig is. Ja, en dit sien mense baie keer in die fariseërs, nee, met elke keer as hulle so na Jesus toe kom, dan gaan dit daaroor, ten diepste. En dit is hoekom Jesus elkeen van hierdie goed nou gaan behandel, nee, wat ons nou van vorentoe gaan sien. Ja, so kom uit 'n verkeerde verstaan van waardigheid.
Dis Dit is reg. nou weer iets wat omgekeer Omgekeer word. is, ja. So luisteraar, dink saam en dink bietjie net hoeveel keer jy vir jou geloof of jou godsdienstigheid probeer regverdig, dis sê ek probeer doen wat reg is. Ja. En daarom ook dat jy vir ander moet wys wat reg is. Jong, en Jesus kom draai daai ding om. So dan is dit belangrik nou om nou terug te kom by daai vraag wat jy gesê het, nê. Is hoekom dan nou die wet? Het ons hierdie wet nodig? Beteken hierdie woorde van Jesus dat ons nou nie meer die wet hoef na te kom nie, want hy het alles klaar gedoen. Ja. En dis ook nie Glad nie, nee, so die uiterste aan die ander kant is ook nie wat hierdie bedoel Dis ook nie wat dit word bedoel nie. word. So wat ons bely in die katekismes ook is ons hoe word ons deel van die koninkryk van God? En dit is deur die wet op 3 maniere te sien. Die eerste plek is dis die kenbron van ons sonde en ellende. Met ander woorde, deur na die wet te luister en te sien wat dit werklik die diepte daarvan te besef, moet ons verstaan hoe swak ons is. Dis nie die kenbron van die resep so ook gered word nie. Dis reg. Ja, Okay. nee, dit wys vir ons hoe swak ons is, hoe groot ons ellende is. Want alleen wanneer ons dit besef, as ons die diepte daarvan besef, dan weet ons het 'n verlosser nodig. Ons kan nie onsself nie. Ons het iemand nodig wat ons uit hierdie ellende kan red. En dis wat Jesus hierso sê. Hy is die pleroo, né? Hy is die vervulling. Hy is die een wat in ons plek hierdie wet volkome nagekom het. En wanneer ons dit sien, dan kom die volgende ding. Dan is ek dankbaar. Ja. En omdat ek dankbaar is, gaan ek my lewe so inrig volgens hierdie maatstawwe van die koninkryk, volgens hierdie wet. Ek sal graag wil, nee. Dit sê nie ons gaan dit alles nakom perfek nie, want ons is nog steeds sondig, maar in my hele wese gaan ek my daartoe inspann om dit te wil doen. Ja. So net om saam te vat, die wet is daar om ons te leer wat ons sonde, hoe diep ons ellende is. Dan, omdat ons dit weet ons dat ons 'n verlosser nodig het. So dit wys ons het 'n verlosser nodig. En in die derde plek, as ons dit weet, dan kan ons dankbaar wees. Ja. En hoe is ons dankbaar? Deur na die wet toe te gaan. Deur soos geseëndes te leef, Dis net die reg. wet uit te leef. En luisteraar, jy kan gerus, ek bedoel Romeine is nie altyd die maklikste brief sommer net vir mense om te lees nie, maar Paulus gaan in diepte in hierdie stoeigeveg met die wet. Diep in die plek wat Jesus daar inneem en anderster as Moses en so nee, daai hele gesprek in Romeine en in Hebreërs. Hoor ons presies hierdie stoei, maar wat is die rol van die wet? En die rol van die wet is en wees nie 'n koue filosofiese ek ken nou my sonde nie. Onthou dis 'n verhoudingsding. So die eerste kenbron is ek leer ken God en met ander woorde wat het my sonde aan hom gedoen? Waarom is hy dit het teen hom opgetree, teen sy heerlikheid. Ek het hom verguis, ek het hom te nagekom. So dit lê in die verhouding en dan maar wat nou? Ek wil nie hom meer sien nie. Ek wil nie meer teenoor hom sonde doen nie. Dan waar is die verlosser? En dan sien ek die verlosser weer in die verhouding, nie in 'n filosofiese kop ding nie, en dan in die verhouding die dankbaarheid. En mens sien dit soos wat die Here Jesus met hierdie mense, kan jy jou instel, jy sit hy in hierdie wonderlike geheimenisse vir eenvoudige mense verduidelik, en ek en jy mag vandag as eenvoudige mense dit hoor. So dis die plek van die wet. Kom ons gaan 'n bietjie verder prakties. So die eerste 2 verse weer, hy sê, so moenie dink ek het gekom om dit ongeldig te maak nie, ek het gekom om dit net sy volle betekenis te laat kry. So hier staan ek in my persoon, en dan sê hy, en dit verseker ek julle, en hoor nou mooi, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie, nou, dink nou, dis nou maar in ons taal, dis nou soos die kolletjie op die i, of die letterstreepies is in Hebreëus en in Griek is nogal belangrik, as jy daar 'n streepietjie wegvat, het dit heeltemal 'n ander betekenis. So hy sê, moenie die betekenis hiervan verander nie, So die hemel en die aarde sal eerder vergaan as een lettergreep of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. En hierdie gee vir ons dan nou daai, voordat alles voleindig is, die groter prentjie, die koninkryks denke, prentjie van, hier's 'n proses, hier's goed wat moet gebeur. Daar is 'n einde, dis wat voleindig beteken, maar hierdie goed moet nie verander nie, die wet gaan ook wegval. Onthou is dit nie wette nie by God nodig nie. As ons by God is, dan het die wet geen betekenis nie, want die vervulling is in sy volheid daar. Die pleroon het dan gebeur, soos wat jy sê. Maar wat ons moet hoor is
watter rol speel Jesus regtig in die wet? Jy het nou mooi gesê, Paul, dit beteken nie, so, nee, mense sou nou kon sê, nee, maar Jesus het gekom en die wet vervul, nou hoef ons glad nie daaraan te steur nie. Wat beteken hierdie as hy nou juist sê, ek het dit kom vervul, in sy diepte, hoe kyk 'n mens nou na die wet? En ek dink daar is dit belangrik om te sien weer wat jy net ook gesê het van die verhouding. Dis 'n verhouding. En in 'n verhouding gaan dit baie dieper. As ek nou so vinnig aan 'n voorbeeld dink. Gestel nou maar, jy's in 'n verhouding met hierdie vrou, nee, en julle is in die verhouding en dit gaan baie goed en julle is ernstig in die verhouding en julle besluit, wel, jy kry jou werksaanbod na 'n heel ander plek toe. En vir 'n maand dink jy daaroor sonder om iets te sê, jy weet, en jy bid daaroor en jy's regtig ernstig daaroor, dink alles. En dan na die maand kom jy na die persoon toe en jy sê, hoorie, ek het nou besluit ek gaan hierdie werksaanbod aanvaar. Jy weet, ek dink dit sal goed wees vir my en vir ons en vir alles, nee. Hoe gaan daai persoon voel? Jy weet, daai persoon gaan ontsteld wees en tereg, want ek meen, as jy in 'n verhouding met 'n persoon is, dan gaan dit tog dan beteken dit tog dat jy hierdie dinge moet deel. Nee, jy kan nie sommer net besluite neem soos wat jy wil nie. Ja. Nou, hoekom ek dit vertel is, daai persoon het niks verkeerd gedoen nie. Is tegnies het hy niks verkeerd nie. Ja, volgens die letter in die streep nie. Volgens letter en streep het hy niks verkeerd gedoen nie. Ja. Maar in die verhouding is daar verkeerd opgetree. Want in daai verhouding is daar baie dinge wat verlore gegaan het, nie? Daai intimiteit wat het verlore gegaan. Ja. Wat nodig is. Ja. En iets daarvan, dink ek, word hier so ook na vore gebring, nee. As ons werklik in 'n intieme verhouding met God wil leef, dan gaan dit oor hoe hy wil hê ons moet leef. Nee, dit gaan oor hom. So dis soos daai persoon, as hy werklik in 'n verhouding is, dan gaan dit oor, maar hoe gaan hierdie persoon met wie ek in 'n verhouding is, daaroor voel? Ja. Net so moet ons ook vra, maar ons is in 'n verhouding met God, so hoe gaan hy in hierdie verhouding, wat maak dit? Nee, ek wil nie meer verhouding skaad nie, want dis wat voorop stel in my lewe, en dis waaroor hierdie dinge gaan, nee. Christus wys vir ons, hoe ons hierdie verhouding voorop stel in ons lewens. Ja. En dan, ek hoor bietjie wat sê Jesus dan, hy sê, wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. So hoor gou die perspektief. Nie volgens die letter van die wet nie, in die koninkryk, want onthou, dis die koning wat jou innooi. So hy sê, as jy my nie raak sien in die vervulling van hierdie gebooie nie, het jy die punt gemis. En dan gaan jy, nee, want hy sê mos vir die man in die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So hy verhoog hom na 'n paradysbewoner. Nee. En as jy hierdie mis, gaan jy hom mis, dan vermis jy dat hy die vervulling van die wet is. Hy sê dan verder, maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word. Waar? In die koninkryk van die hemel. Dis nie 'n aardse, eenvoudige, kom jy gou die klomp goedjies na nie. En dan sê hy, nou kom gee hy perspektief, en ek dink dit is vir my die konteks waarby ons nog moet uitkom. In vers 20, ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. So weer hierdie twee, jy het nou mooi uitgelig, aan die een kant die wet is vervul, hier is die betekenis, aan die ander kant, so doen alles wat daarin staan. En ons praat spesifiek van die 10 gebooie, die praktyk van liefde tot God en liefde tot my naaste. Ons het nou in die vorige programme baie daaroor gesels. Maar as hy dan sê, meer as die skrifgeleerdes en fariseërs, so jy kan nie koud, wetties, klinies hieroor dink. En dan eintlik wat hulle gedoen het, is hulle het so op die letter en die streepie gegaan, dat hulle die betekenis van die wet totaal verander het. Mens dink nou hier en weer, ek het 'n vorige keer ook genoem na die oorspelige vrou wat gevang is in oorspel. Die ene het sy dit op haar eie gedoen, want die man is net weg, niemand weet waar hy is nie. Maar dan en volgens die letter van die wet moet sy net daar gestenig word. Want nou bring hulle haar na Jesus toe om te kyk of hulle hom in 'n hoek gaan druk, en dan sê hy, nou maar toe, die met onskuldig is gooi. Nee, hy sê, jy's reg, jy is volgens die letter van die wet reg, maar jy mis totaal die dieper betekenis. En hier staan hy voor hulle, en dan beliggaam hy dit, en natuurlik sê hy dan vir hom, nou nie gaan sondig nie, moet nie aanhou om die wet te oortree nie, so is sy antwoord vir haar. Maar daar kry ons, so weer, as die wet
nie 'n tugmeester is wat my nader na God toe vat nie, mis ek In die daai punt. verhouding. Ja, Ja. ek mis die bedoeling van die wet, dis wat Jesus hier kom sê. Dit moet meer inhoud, en mens sien dit dan in die optrede van die fariseërs en skrifgeleerdes teenoor Christus. Hulle wil hom nie hê as verlosser nie, Ja. want nou kan hulle dit nie meer self nie. Dis reg. So, en dan is dit interessant, né, die fariseërs wat elke keer al hierdie ekstra wette maak. Al hierdie ekstra goed om te onderhou en die rede daarvoor is eenvoudig dat ons maak kleiner goedjies, ander wetjies om onsself te verontskuldig, nê. Want ek doen mos nou al hierdie ander goed, jy weet. Ja. So ek is 'n goeie mens. Kyk wat doen ek? Ek gaan kerk toe, ek bid, ek lees Bybel, ek versorg armes, nê. En dan sê ons ja, nee, jy's 'n goeie mens, nê. Ek is Dis 'n dan groot Christen. Ek is 'n groot Christen, ja, omdat ek daai dinge doen. Nee, maar wat doen ek daardeur? Daardeur probeer ek myself waardig maak. Ja. En dit is self verhoog, hierdie wat hy praat van, net die een sal min geag word en die ander een sal hoog geag word. Ja, Dis nie iets wat ek kan doen nie. nee, Ja. dis reg. Ons het Christus nodig en dis juist die doel van die wet om ons te bring by Christus. Om te sê, kyk, ek kan nie in myself nie. Ek moet in hom. En dis hoekom Jesus die diepte van hierdie wet vir hulle so uitwys, nê. Elke keer met elkeen van hierdie volgende perikope wat ons deur gaan werk, nê. Wys hy vir ons, wow, kyk hoe ver skiet ek nog tekort. Kyk hoe diep sondig is ek nog. Doen ook nie hierdie dinge nie. Ek dink ek pleeg nie moord nie, maar wow, kyk, ek beledig mense so maklik, so ek is net so skuldig. So, ek kom as 'n sondaar, ek kom as 'n dooie persoon. Ja, Ek dink ons nagmaalsformulier sê dit so mooi. Ek kom as 'n skuldige na die een wat kan vergewe, ek kom as 'n dooie na die een wat lewe kan gee. En in daai is daar juis opgewonde, daar's juis blydskap, nê, om na hom toe te kom en dit te hoor. Luisteraar, ons luister nou na 'n stukkie musiek. Ons gee jou 'n asem en dan gesels ons nou verder met julle. Luisteraar, so 'n stukkie musiek gee jou daarom 'n asem net dat jou kop weer kan dink. Praat saam met ons oor die bergrede van ons Here Jesus. En ons is by vers 21, die gedeelte oor versoening. En let mooi op, onthou nou dat die oorspronklike teks dit nie al hierdie opskrifte gehad nie. So bedoel die versoening en die wet en hierdie goed het aan mekaar geloop, net was een lang gesprek. So dis nou maar later ingevoeg vir ons om so 'n bietjie meer struktuur te gee. Maar nou gaan die Here se gesprek aan en kyk hoe heg ons dit aan die voriges. Ek lees vir ons daarvan vers 21. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, sodat jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Ja, en dan so hulle begin sommer, Jesus begin deur te sê, julle het gehoor dat daar van die oudtyd af aan die mens gesê is. So, en dan sê hy, jy mag nie moord pleeg nie, so hy verwys hier na Exodus 20, vers 13, ons het laas keer ook bietjie daar gesels, met Exodus 20 vers 13, wat gaan oor moordpleeg, en daar het ons ook gesê, dat moordpleeg baie wyer strek as net fisies doodmaak. Ja. En ons sê dit op grond van dit wat Jesus hier vir ons leer, nee. Jesus het vir ons gewys dat daar 'n manier is om na die wet van die Here te kyk. Want jy onthou nou daai groot woord wat ons gebruik het, synektogie, wat sê dis 'n kort begrip met 'n baie wye toepassing of 'n baie wye betekenis. So dis presies hier is 'n kort kragtige samevatting wat diep betekenis en dis hoe die Here Jesus dit hier verklaar. Ja. En dis die wonderlike van die wet, nê. As jy nou dink aan landswette, kyk dis bladsye en bladsye van goed wat jy moet en nie moet doen nie, nê. En hoeveel kom nie by nie. Ja, ons kry dit net nie vasgevat nie. Dis reg.
Terwyl hierdie wet van die Here is so kort, so kragtig, so raak wat hy dit vat, né? Dit is net eintlik so wonderlik om dis hoe groot hy in sy wysheid is. Ja. En vir ons te weet wat nodig is. So vir ons as gelowiges is dan belangrik om te verstaan dat jy mag nie moord pleeg nie. En dan kom ons lees dan sê hy, nee, ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is sal strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. So hierso sien ons hoe diep hy dit vat. En so onthou nou, soos ons net nou gesê het, luisteraars, die doel van die wet is juis om vir ons te wys hoe elendig ons is. Nee, so dis die Here, dis Jesus se doel hier, om te wys, maar as jy kan nie net sê, ek pleeg nie moord nie, so ek is nou vrygeskeld van die nie. Dink bietjie verder. Dink hoe diep is ons sonde. Ja, want eintlik, nou regte is, ek en jy mooi gaan dink net, en ons gaan meet in die wet. Nee, so hierdie kenbron van my sonde, hierdie tugmeester, kom en sê, luister, kyk gou in hierdie spieël, en dan sien jy, ek het so hierdie ou gedink, man, ek het sommer nou vir daai taxi, hier my gedagtes, het ek om hel toe gestuur, maar dan sê die Here so, die helse vuur wag vir jou, want jy het gesê, hy bestuur soos 'n idioot, nee. Eintlik wat hierdie sê is, ek moet 'n hand opsteek, dis ek, hierdie beskrywing is ek. Nee, is ek raak kwaad vir my broer. En hierdie is nou nie net 'n bloedbroer nie, nee, veral in die Joodse konteks is almal eintlik maar familie van mekaar om te sê, dit is 'n medegelowiges. En as Jesus praat met hierdie groot verskeidenheid mense, dan is eintlik sy veronderstelling is hierdie ouens wat saam met jou sit, daai Romeinse soldaat en hierdie skrifgeleerde en daai fariseer en hierdie weduwee en daai prostituut en nee, ons is almal familie. En word ek kwaad, ja, sommer maklik, het vat nie veel van my om kwaad te word nie, nee. En dan gaan hy al hoe dieper en hy sê, so dit gaan in het straf, en sê, ja, ek is eintlik, moes ons almal mekaar met klippe doodgegooi het. Dis die bedoeling. Dis die diepte van, dit hoort nie, liefde tot naaste, liefde tot God. So ouer dadelik hier aangespreek, so as jy staan versoening, eintlik wat Jesus nou hier doen, is hy sê, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld, van wat ek nou bedoel het met, as dit nie meer inhou, as die puntjies en die streepietjies van die wet, en dis koud en klinies nie, maar, en het gaan nie na die verhouding toe, hoe vat dit my nader aan God die Vader, wat my lief het, en verlossing bewerk het, dan mis ek die punt. En hier is dit so prakties, dan het ek klaar moord gepleeg. Ja, so, en dan, in opmerking op wat jy nou sê, is ook, dat 'n mens dan sien hoe Jesus vir ons lief het, nee, hoe hy presies dit doen vir ons. Ons is swak en sondig, en dan kom hy en hy sterf vir ons sonde. Nee, dit maak nie saak of ons nou 'n ander ras, of 'n ander velkleur, of 'n ander taal, of 'n ander wat is nie. Hy red ons van die verderf. Hy sterf vir ons sonde. En dis wat ons aanmoedig en aanspoor om 'n dankbaarheidslewe te wil leef. Om lief te wil hê. Nee, selfs al maak die ou my kwaad, steeds lief te hê, want dis hoe Christus my lief het. Nee, al is ek swak en sleg en sondig, en hanteer ek hom swak, en tog bly lief vir my. So, en dit is so uit ons menslike oogpunt, dit is so moeilik, nee, is om jou, amper sê jou tande daarin te slaan, om te verstaan wat dit bedoel. Ons hou dit in ons koppe, want ons sukkel so met dit. ja, So hierdie liefde van God is so bo my vuurmaakplek. Dit is so buite my konteks dat ek dink baie keer dink ons so 'n paai in 'n skaai gedagte, nee, dis so half onmoontlik is hierdie sprokie. En dan kom die Here en hy sê, ek dink nou in Filippense weer, sê hy wees inskikkelik teenoor arme mense, en sy motivering is die Here is naby. Filippense 4. Die rede waarom ek inskikkelik agteroor buig, toegee, liefdevol wees teenoor mense, probeer nie want die Here is naby, is nie vir daai ou nie, dit gaan oor die Here. Sy bedoeling was, kom nader na my toe. Jy gaan nie by mense tevredenheid kry nie, jy gaan nie by mense erkenning kry nie, jy gaan nie by mense regverdigheid, kom na my toe. Ja, en dan as mens kyk nou mooi, maak Jesus dit prakties wat jy nou gesê het, nee. Vers 23, as jy dus jou gawe na die altaar te bring, en dat jy daar byval, dat jou broer iets teen jou het,
laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring dit die gawe. Nou wat vir my so mooi daar is, nee, is as jou broer iets teen jou het. Nee, dis maar ons dink altyd ja, nee, as ek nou iets verkeerd gedoen het, dan moet ek gaan vergewe. Jy weet, vergifnis vra en alles, maar nee, hierso sê hy as jou broer iets teen jou het, dan moet jy dit selfs ook doen. Nee. Ja. As jy net weet dat hy iets teen jou het. So, En ons moet baie eerlik wees, Paul, hierdie is moeilik. Ja. Ons sien dit in die kerk, ons sien dit in ons samelewing, ons sien dit in gesinne. Nee, my eie geregtigheid, my selfgeldendheid, weerhou my daarvan om die versoening te gaan soek, want nee, daai net dit gedoen, vir wat regverdig is in my oë, is hy of sy moet dit kom regmaak. Terwyl die bedoeling is, gaan doen dit. Nou, verder prakties en eerlik, realisties, ek wil hier aansluit by Paulus, wat in Romeine sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dis Romeine 12 vers 18. Want baie keer is dit 'n mensegesindheid, nê. Maar jy moet dit eers wys. Jy moet eers gaan jy moet sê en jy moet jou bedoeling wys om te sê ek wil versoen. Nie ter wille net eers van ons nie, maar ter wille van die Here want hy is hier. En dan is daar geen reaksie nie. Nee, en daarom sê hy ook sover as wat dit vir julle moontlik is. En wat my betref is dit altyd moontlik, nê. Dit is nie dan van hierdie sal nie moontlik wees nie en ek besluit daarop. Nee, dit is eintlik altyd moontlik want God is naby. En dit behoort ons gesindheid te wees. So ek vat net so weer die groter prentjie ook saam. Kyk hoe dop die Here Jesus ons denke oor hierdie goed om. Ja, want ons kan so maklik verskonings maak, nê. Ons verregverdig onsself, net soos die Fariseërs, nê. Dis hier is die ding. Ons wil onsself regverdig want ons wil sê, kyk, ek is daar nie so sleg nie. Ek het nou my bes probeer. Nê. En tog moet ons besef, ek skiet ver te kort. Ek wil my eie eer nog soek in hierdie saak, nee, myself, my eie denke staan nog voor, my selfsugtige begeertes staan nog te veel voorop. En dis die moeilike van vergifnis en van versoening maak, nee, is om deur daai selfgesentreerdheid te moet breek. Deur daai ego, wat so maklik gekrenk word, nee, deur dit te kan breek. Ja. Ek wil in sy grootste, as hoor die koninkryk staal ook heeltyd, nie? Die koninkryk van die hemel in die vorige gedeelte, so onthou Jesus se spreek om te sê, so werk dit in my koninkryk, nee. Julle is in 'n sukkel bietjie. En ek gaan terug daar na Romeine 12 toe. Hy sê in vers 17, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense, as dit moontlik is, lewe in vrede. En dan vers 19, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. En ek dink hier lê ons 'n groot ding is. Ek vertrou God nie. Ek stel nie belang in sy oordeel nie. Ek wil my oordeel vel. En al is dit nie eens 'n fisiese oordeel van ek wil jou plat klap nie, maar is 'n oordeel in my kop. Ek stuur jou hel toe. Dis reg. Ek is klaar met jou. Jy's nie waardig nie. So ek gaan sit in die regterstoel. Ek gaan sit in God se plek. Ek stoot hom van die regterstoel. Ek stamp die Here van die regterstoel af en ek gaan sê ek gaan vandag hieroor oordeel. En dan hy haal dan uit die Ou Testament aan. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Dit is sy regterstoel. So wanneer ons met hierdie gesindheid kom van maar ek wil en daar's nie manier nie, dan sê ek eintlik nee, maar ek sal besluit wie moet dood. Ek gaan besluit oor die helse vuur. Nee, gaan nie daar. Ek stuur jou. Ja, ek sal jou klip gooi. Ek het nie daar. En so dit sê eintlik baie meer oor ons misverstaan. En ek dink dis dan ten diepste wat vir my in hierdie 2 paragrawe uitstel is Jesus wat nie net verkeerde begrip oor die wet kom herstel nie, maar 'n verkeerde godsbegrip. Jy het nou daarna verwys. Hoe diep is die vergifnis wat God vir my het? Hoe diep gaan die liefde wat God vir my het? As ek dit nie verstaan nie, dan sit ek op my eie regterstoel en dan is ek eintlik God. Nee, ek is regter in my eie saak, sommer regter en Laksman ook. Nee, ek gaan vir jou stuur. Maar dit gaan in diepste my verhouding met God. En wanneer daai herstel word, want ek dink dit is iets wat ek nog 'n praktiese ding net. Hy sê as jy na die altaar toe gaan en in ons konteks, met ander woorde, wanneer ek
Kom ons begin by Sondag, wanneer ek saam met die gemeente bymekaar kom en ek is nog op pad en ek kom agter, o jene, maar wag 'n bietjie. Of ek berei dalk Saterdag al voor. Ek hoop party lidmate doen dit soms. Om Saterdag al voor te berei vir die ontmoeting en ek onthou, maar luister, daar's tog iets. Ek gaan. Jy het vroeër in ons gesprek gesê, maar dit moet verder gaan as dit. Ja, so selfs ook as mens nou dink selfs in mens huwelik, nê. Baie keer ervaar ek dit, sien nou maar jy en jou vrou het 'n bietjie rusie gehad. Hoe moeilik is dit dan om te bid? Nee, hoe moeilik is dit dan om Bybelstudie te doen? Want hierdie ding is in jou kop en jy weet, daar's 'n ongerief, nê, grief wat daar hang, wat eers reggemaak moet word. En gebed is soos hierdie altaar, soos dit was, want dis maar wat die offerande was, is gebed voor God, nie die rook wat opgaan. Openbaring praat nie, gebede is soos die wierookse rook wat opgaan na die Here in gebede. Dis reg. So gebed is my altaarplek. Ja. En dan herinner die Here my, maar wag 'n bietjie. So hier is die weerstand teenoor die groot versoener, die iemand my ten diepste liefhet en nou is daar iets wat nie is. So wanneer ek herinner word, dis wanneer ek moet gaan. Natuurlik, eerste somme voor hom daar in gebed sê, Here, U het my nou gekonfronteer met hierdie gedagte oor my onversoeningsgesindheid. Ek bely dit voor U. Nee? So is 'n baie praktiese ding. En ek wil weer ook hier sê, broer en suster, dit is 'n proses. Ja, partykeer vat die Here, hy begin jou so herinner en hy maak dit vas, maar dan wil hy daar moet optrede wees. Gaan gemaak reg. En weer, dan weet jy het voor die Here opgetree. Dit gaan nie in die eerste plek oor die ander persoon, die broer waarvan hy praat nie. Natuurlik ook, as daar versoening kan wees, is dit fantasties. Dis die beste. Maar die heel eerste is, die Here konfronteer jou en sê, wag 'n bietjie, onthou, jy's ook stikken. Herstel jou verhouding met my en gaan tree dan so teenoor daai op. So dis vir my net 'n baie praktiese ding. En die laaste gedagte daarvan is Paulus verwys dan nou in 1 Korintiërs ook, hy raak eintlik sommer in sy skrywe daar raak hy kwaad vir daai gemeente. Hy sê, hoekom gaan julle na aardse regters toe? Hy sê vir hulle, het julle nie wysheid hier onder mekaar om geskille op te los nie. Nou gaan julle na aardse regters, en dis dan waar Jesus sê, jy gaan vragtig julle uitkom voor het jy nie die laaste sent betaal het nie. Nee, dis koud klinies, punt, daar's nie genade nie. Terwyl wij gelowiges behoort daar. Ons behoort hierdie wysheid te hê, wanneer God meer is as ek, om so versoenend te kan lewe. Ja, ek dink hierso kom dit ook uit, in 'n sekere sin, die aardse reg werk in 'n groot mate met mag, nê, hierdie wêreldse mag, ek gaan jou nou hierso terugkry, nê, en ek sal nou die hoër hand hierso inroep, ek sal nou vir jou laat boet en betaal, nê, deur daai mag te gebruik. Terwyl die mag van God op 'n totaal anders, as mens nou dink aan Handelinge, nê, waar sê, die Gees sal oor julle kom en julle sal die krag ontvang om my getuies te wees. Dis 'n totaal ander krag. Dis 'n krag wat in ons werksaam is en wat ons totaal van binne af verander. En dis wat ons as gelowiges na moet streef, om vrede te bewerk en om so deur hierdie genade, deur hierdie liefde van Christus 'n verskil te maak. Eerder as om hierdie wêreldse magte te gebruik, jy weet, en net eintlik baie keer net die risie nog erger maak. Presies, ek bedoel, vir my een van die mees toepaslike goed nou op die oomblik wat gebeur is hierdie wêreldhof wat lasbriewe uitreik vir links en regs vir wie hulle nou dink skuldig is in die oorlog tussen Israel en Gaza en ek bedoel Rusland en Oekraïne. En dis eenoogig baie van die goeters en so aan. En die kamstige booswigte en sommige van hulle ernstige booswigte, wat doen hulle? Hulle lag. Ons hierdie miljarde, biljoene dollars wat spandeer word aan daai hof, en hulle het geen mag eintlik nie, hulle het 'n mag van praat en van sê, maar op die ou end is die Here vra maar, jy Christen, maak die verskil. Dan is dit, en ek is so dankbaar, ons ken mense, julle het al gehoor van Mike Bernard, hulle wat nou onlangs in Libanon en in Sirië was, daar by die grense, waar hulle vrede verkondig, waar hulle werk as gelowiges om daai tipe vrede waarvan jy praat, die regte vrede te verkondig, nie die kamstige mag. Ons het geen mag nie. En die ding, dis 'n mag wat, jy kan jy dwing hierdie vrede af, maar dis nie 'n werklike verandering wat dit teweegbring. Dis nie 'n blywende vrede. Dis nie 'n blywende vrede nie. Waar hierdie verandering, hierdie wat ons deur die Gees se kragtige werking ontvang, is 'n diep innerlike totaal verandering, ek meen dit bring verlossing.
dit maak dat jy totaal anders kyk en jou identiteit verander. Jou manier van dink oor vergenoegdheid, nee, jy kry 'n vergenoegdheid wat mense nie in die wêreld ken nie. Ja. Jy het nie 'n vrees nie, as mens dink aan Stefanus, nê, wat daar vreesloos staan en hulle gooi hom dood met klippe, nê, en hy sê, Vader, ontvang my gees. Nee, dis wat hierdie evangelie, dis die krag wat deur die evangelie verkondig word, wat ons moet najaag, ook as gelowiges en as Christene. En as ons moet terugkom wat ek ons net van gepraat het van die koninkryk, nê. Dis die heerlikheid van die koninkryk wat Christus kom bewerk het. Dit is so anders. Ja. Dit is so anders. Luisteraar, ek hoop jy het lekker saam gekuier. Ons tyd is nou omtrent verstreke. Dit was lekker om saam met julle te kuier. Kyk net hoe diep is die woord van die Here en is. Dit is so kragtig om sommer net partykeer saam deur te kuier. Ek hoop jy doen dit by jou huis. Vat die Bybel, maak hom oop, kuier met jou gesinsmense, kuier deur die Bybel. So leer ons die Here beter ken. Ons hoop hierdie is vir jou 'n mooi week, Paul. Baie dankie vir jou saamgesels. Ja, dankie Henning. Luisteraars, 'n geseënde week vir julle almal.